Hallo graad 12's en graad 11's wat ook nou natuurlik hierdie video's kan kyk. Ek doen graag hierdie reeks saam met jou. Dit is 'n reeks van vraestel 1 se senior eksamen wat geskryf is, nou 2026 en ek gaan nou vraag vir vraag vir jou aanbiedings doen of net eintlik die vraestel saam met jou uitwerk. Die rede hoekom ek vraag vir vraag doen saam met jou graad 12 spesifiek is omdat jou Junie, September en November eksamen presies dieselfde vraagvolgorde het en oor dieselfde werk gaan. So hierdie dien vir jou as 'n riglyn van watter vraag handel oor watter werk. En natuurlik in jou graad 11 en 12 skryfboek, boek nommer 1, gaan jy al die nodige verduidelikings en notas vind wat handel oor die werk. Maar op hierdie stadium waar jy is, graad 12 spesifiek, is jy moet maar vraestelle nou uitwerk en vraag vir vraag gaan oefen. So 2-3 vraestelle vat en al 2-3 vraestelle se vraag 1 deurwerk en merk en oefen. En as daar iets is, hoekom jy nie weet hoekom is dit so nie, dan kan jy gerus die boek weer vat en terugblaai na die werk toe en om vir jou dan nou te sê wat 'n werk dit is, gaan soek jy in jou graad 11 boek vergelykings en ongelykhede en ja, ons gaan so klein bietjie terug na binêre getalle toe. Graad 11 is natuurlik nou nie vir jou vir die Junie eksamen nie, maar vir die matrieks is dit belangrik dat jy jou sakrekenaar se funksie verstaan, hoe om binêre getalle te doen, want ons merk hom so vir jou dat slegs antwoord is volpunte. So as jy jou sakrekenaar verstaan, dan is jy wel af. Nou goed, wat is belangrik vir die eerste vraag? Nou wat ek ook gedoen het is, ek het vir jou elke keer terugverwys na die formulebladsy toe. Watter deel van die formulebladsy gaan jy benodig vir elke vraag? So vir vraag 1, gaan jy slegs hierdie formule benodig en jy ken hom as die kwadratiese vergelyking. Die formule wat jou help om 'n 3-term op te los. So jy gaan hom definitief gebruik. So kom ons kyk waar gaan ons hierdie formule inspan. Hy's op jou eerste bladsy van die 2 bladsye. Hulle noem die formule bladsye inligtingsbladsy. So op die eerste ene, heel eerste linksbo gaan jy hom sien. So kom ons kyk waar gaan ons hom gebruik in die vraag wat vir ons voorlê, alles in vraag 1. Nou goed, die senior sertifikaat wat geskryf is, sy vraestelletjie het so gelyk, waarvoor ek vra jy moet oplet, is elke keer hoeveel punte tel elke vraag, en dit lei jou daarna toe van hoe baie moet jy doen. Nou goed, vir die eerste enetjie vra hulle vir ons vir die hele vraag 1.1 los op vir x. So as ek nou 1.1 en ek gaan nou maar my spasie so probeer benut dat ek genoeg plek los vir alles. Maar goed, ek gaan 1.1 vir ons hier begin. En as ek die vergelyking gegee word x² minus 8x is gelyk aan 0, dan het ek nou 2 maniere hoe ek hierdie vraag kan benader. Ek kan hom of met die hand faktoriseer deur 'n gemene faktor uit te haal, wat x is. Dis bly daaroor x minus 8 in die hakkie. En jy kan dan elke deel van hom in 'n of-som skryf. So ek gaan die x is gelyk aan 0 as die eerste of-gedeelte skryf, of x minus 8 is gelyk aan 0, en dan net elkeen individueel oplos. Wel, hierdie x is gelyk aan 0 is klaar, jy kan hom nie verder bewerk nie, maar die minus 8 kan ons oorvat en 8 kry. Nou goed, dit is die een manier hoe jy hom kon benader het. Die ander manier is deur jou kwadratiese formule, wat ek vir jou nou op die vorige skyfie gewys het, in te span. Nou, hoe span jy hom in? Wel, daar is jou waarde van A, daar is jou waarde van B. Maar C kan jy nie sien nie, so C is gelyk aan 0. Vir jou om daai kwadratiese formule te gebruik, moet jy 'n A, B en 'n C hê. Dit beteken 'n 3-term. So as jy 'n gedeelte nie sien nie, dan gooi jy 'n plekhouer in sy plek,
wat dan nou in die geval 0 is. En dan as jy die formule gebruik, wat ons nou daai enetjie is wat kom van jou inligtingsbladsy af, dan gaan dit mos nou so 'n lekker lang storieetjie wees. Ek dink wel ek wil my wortel 'n klein bietjie kleiner maak en dit alles oor 2 en dan die hakkies is mos nou maar verskriklik belangrik hierso. Want as jy nie jou hakkies gebruik op die regte plekke nie, mag jy dalk dan invoer fout maak en dan gaan die formule jou nie regtig help nie. So die waarde van B is -8, so jy skryf alles neer behalwe die x'e, so -8 en hy gaan natuurlik hier binne ook kom. En dan die waarde van A wat ons nie kan sien nie is 1 en die waarde van C het ons mos nou gesê is 'n 0. En dan gaan jou antwoord vir die pluswortel 'n antwoord gee en vir die minuswortel ook 'n antwoord gee. Wat onder andere presies dieselfde is as wat ons met die hand gedoen het. OK. Right, dan vir 1.2, as julle nie omgee nie, gaan ek hom in die regterkant bo begin, want hy's nogal 'n langerige sommetjie. So, hulle sê vir ons moet vir x oplos, soos die vraag vra, maar tot 2 desimale plekke. Nou mense, as ek daai lees, dan dink ek outomaties aan hierdie formule van my inligtingsbladsy af. So dis belangrik dat ek 'n 3 term het. Nou as ek kyk na die som wat hulle vir ons gegee het, is dit definitief nie 'n 3 term nie. So daai 5 moet ons definitief oorvat. En hier's 'n bietjie van 'n rangskikkingsprobleem. Ek moet begin met x², want dit is so 'n 3 term begin. Dan sal ek vir hom sê plus 3x en dan die plus 4 en omdat ons hy 5 oorvat, raak hy -5 en dis gelyk aan 0. So die enigste gedeelte vir jou om te vereenvoudig is daai stukkie daar. So x is x² plus 3x minus 1. En dan is ons nou weer by ons gemaklike A, B, C geval. En dan gaan jy jou formule vat. Jy moet hier die formule vat. Hier is nie van, kom ek probeer dit faktoriseer met die handie. Jy gaan dit nie kan doen nie. Ek kan dit ook nie doen sonder die formule nie. So asseblief, moenie enige iets anders probeer nie. Nou goed, my hakkies is belangrik, so ek gaan genoeg plek laat om hakkies te skryf en dan die invervanging te doen. Die B-waarde is 3, so hy kom daar en daar. Die waarde van A is 1 en die waarde van C is -1. En dan as jy jou sakrekenaar saamspan en dit intik en uitwerk, dan kry jy onder andere vir die eerste x-waarde 0,30 of net dan nou 0,3 want 0 is mos 'n plekhouer, maar omdat hulle nou gesê het 2 desimale is, sal ek dit nou vir jou so skryf. En dan die tweede antwoord het gegee -3,30. En dan het jy dit nou baie mooi opgelos. Goed, 4 punte. Regtig waardevolle 4 punte hierso. En dan die laaste enetjie is altyd die ding waarmee kinders die meeste sukkel, want hulle skrik hulle vrek vir daai ongelykheidsteken. Nou mense, die ongelykheidsteken, as ek nou so vinnig 'n kort opsommingkie vir jou kan maak, groter en gelyk aan en groter as. Bedoel ons eintlik kyk bo. Want as iemand groter is as jy, dan sal jy opkyk na so iemand. So jy kyk na die bokant toe. Maar as jy werk met 'n kleiner en gelyk aan of 'n kleiner as teken, dan kyk jy onder. OK? Nou wat is die bo en die onder wat ek van praat? Gaan ek nou vir jou wys. Net hier vir jou so 'n kort omsommingkie gee. So die bo en die onder kyk. Nou goed. Jy moet altyd 'n parabool teken. Maar nou die geval van die parabool is, gaan dit 'n smiley wees of gaan dit 'n sad face wees? Dit weet ons mos nou nie, nê? So waar gaan kyk jy vir die smiley en die sad face? Wel, jy gaan kyk daar, waar ek nou vir jou onderstreep het. Dis 'n minus. OK, as daar nou nie 'n minus vooraan was nie, dan het jy definitief 'n smiley gehad en dan was jy positief oor die wêreld en die lewe daar buite. Goed, so ek gaan definitief 'n sad of 'n hartseer gesiggie teken, want weens daai minus daarvoor die x. OK, maar nou het jy 'n probleem. Jy het nodig om hier waardes te hê. Nou praat ons van kritieke waardes. OK,
Okay? Nou waar kom jou kritieke waardes vandaan? Jou kritieke waardes kom van 'n of sommetjie af. So net soos wat jy by 1.1.1 hier x en 'n hakie gelyk aan 0 gehad het, gaan ek nou dieselfde aanslag hê met hierdie ouetjie. Ek gaan hom ook sê x minus x groter en gelyk aan 0, so ek gaan nou net sê is gelyk aan 0, want ek wil net eers weet wat is die waardes wat ek daar moet invoeg. En dan die ander enetjie gaan ons dan nou sê of x minus 2 is gelyk aan 0. Dan werk ons net gou eers uit, wat het ek nodig op my prentjie hierso. Okay? So, minus x is gelyk aan 0 is net 0. Fantasties. Dan, die x minus 2 is gelyk aan 0, gaan wees x is gelyk aan 2, want hy gaan net oor. So, dit beteken, ek het 'n 0 daar, wag, ek wil net gou my waardes aan die onderkant doen. Ek het 'n 0 daar en ek het 'n 2 daar. Dan weet ek nou presies wat daai 2 punte is. Maar nou, hoekom is daar 'n ongelykheid? Wel, die ongelykheid sê vir my, in hierdie geval, kyk bo. Okay? Kyk bo, dis daai ene gewees, groter en gelyk aan. So as ek bo moet kyk, dan beteken dit, ek gaan van die 0 af tot by die 2 kyk. So dit is hoekom ek 'n prentjie nodig het, want die prentjie gaan nou vir my help om te sê, ek kan skryf dat x is element van, en omdat dit 'n groter en gelyk aan is, as gevolg van daai gelyk aan daar, sê dit vir my, ek gaan 'n vierkantige hakie gebruik van 0 tot by 2. En dis het ek so vir x opgelos. So, ongelykheidsteken graad 11 en 12 sê vir my eintlik dat x het baie meer as net 1 of 2 antwoorde. Okay? Want ek kan nou enige waarde tussen 0 en 2 kies vir die vergelyking om waar te wees. 'n Waarde soos 1,1 byvoorbeeld, 1,2, 1,3. Hulle almal gaan werk. Okay, so ek moet hom vanaf 0 tot by 2 aandui. Goed. Right, nou die volgende enetjie. 1.2. Nou 1.2 is jou tipiese gelyktydige vergelyking. Maar wat hulle gewoonlik vir jou doen is, hulle lei jou na instruksies of na stappe toe. Onder andere die eerste stap vra, maak uit die onderwerp in hierdie vergelyking. So hulle forceer jou eintlik om die lineêre vergelyking te vat en uit die onderwerp te maak. Nou goed, ek gaan dit hier begin vir ons, 1.2.1. En as ons dan nou vir y die onderwerp moet maak, beteken dit, kry vir y alleen. Nou, vir y alleen te kry, beteken dit ek los hom alleen aan die linkerkant, en ek gaan nou net daai plus 2 oorvat, en dit raak minus 2. En dan het jy jou 1 punt vraag gedoen. Right. Nou, natuurlik soos tegniese wiskunde werk, die vrae volg op mekaar. So as jy nou iets by 1.2.1 gedoen het, dan 1.2.2 gaan eintlik vir jou sê, maar gebruik jou antwoord by wat jy gedoen het in die eerste vraag. Ok, so nou sê hulle vir ons, los hierdie ouetjie gelyktydig op. Nou graad 11 en 12, jy is nie in staat om 2 letters gelyk op te los nie. So ons moet eers op die 1 fokus. Nou goed, omdat ek klaar hier het, y is gelyk aan, beteken dit, ek kan dit in elke liewe y wat ek sien, daai is nou die enigste ene wat ek sien, kan jy nou hierdie 2x minus 1 in vervang. Ok, en dit is presies wat ek gaan doen. So, kom ons begin. So ons het 2, ok, natuurlik is dit nou vraag 1.2.2. Ons het 2, x kwadraat is gelyk aan 2 minus, en nou omdat daai y vervang word, gaan ek definitief 'n hakkie kwadraat moet maak, want dit is 2 terme waarmee ek dit vervang. En nou sit maar net maal uit. En as jy opgelet het, my hele vergelyking is nou net vol x'e. 2x minus 2, weer 'n hakie, 2x minus 2. Dat is mos nou natuurlik ook nie 'n ander manier om 'n hakie kwadraat uit te werk nie. Jy moet die hakie herhaal. Ok, en dan is dit mos nou maar, soos ek het sê, Polly want a cracker, papegaai style. So, jy gaan hom so uitmaal, daai maal met hom, hy maal met hom, en hom, dit het jy graad 9 gedoen. Dis ou nuus hierdie. So, dan kry ons 4x kwadraat
minus 4x minus 4x plus 4. Ok, en dan natuurlijk moet daar 'n minus ingemaak word, so kom ek nog nie die hakkie weggevat het nie, plus, ek gaan vir jou nou gou net wys wat ek doen. So hierdie minus 4x is gelyksoortige terme, so ek mag hulle bymekaar sit en sê dat dit minus 8x is. En dan as ons nou daai minus inmaal, gaan ek hom sommer nou met die minus 8x maal, om net sommer 'n klein bietjie minder te hoef te skryf. Jy sal die punte verloor nie, beloof ek sal jy nou nie hier van die wal af van die sloot help nie. So as ek die minus maal met die 4x², is dit minus 4x², dan maal met die minus 8x is plus 8x, en dan maal met die 4 is minus 4. Nou, hierdie het ek ook al baie oor gepraat, so kom ek herinner jou net weer vriendelik, as jy sit met 'n kwadraat in 'n vergelyking, moet die een kant gelyk wees aan 0. Ok, so as dit nou die waarheid is vir dit, gaan ek definitief moet gaan sê 2x² plus 4x², want ek gaan nou sommer alles na die linkerkant toe gooi, minus 8x minus 2 plus 4. Ok, en dit is alles dan nou gelyk aan 0. So ek het alles van die regterkant af oorgegooi na die linkerkant toe. En hoekom hierdie spesifieke volgorde? Baie eenvoudig, ek wil 'n 3-term hê, en 'n 3-term begin altyd met 'n x², en dan jou middelste term is altyd 'n x, en jou agterste term is altyd jou konstante. So dit is hoekom hy in daai spesifieke volgorde is, wat dan beteken ek kan die ABC doen. Ok, nou die ABC is weer eens die formule, en regtig ek gaan nou 'n bietjie skryftyd en daai tipe dinge spaar, want ja, ons plek is ook seker beperk, maar goed, ek doen dit dalk nou nie, want dan gaan julle dalk nou vrae hê, en julle kan nou nie regtig op 'n video my onderbreek en vir my 'n vraag vra nie, nê? So kom ons skryf hom maar gou uit vir jou. So daai is jou legendariese formule, so dit is nou al 'n derde keer dat ons hierdie formule gebruik. Goed, in die invervanging, as ons dit gaan doen, jou waarde van B is minus 8, jou waarde van A is 6, en jou waarde van C is 2. Ok, en as jy natuurlik jou sakrekenaar reg inspan, gaan hy vir jou gee, die eerste antwoord vir x is 1, en die tweede antwoord vir x is 'n derde. Ok, nou, die vraag het gevra vir x en y. Nou, ons het nou vir x, die 2 x'e. Maar nou moet ons 'n bietjie verder gaan en die y gaan bereken. En hoe doen ek dit? Wel, ek vat hierdie vergelyking en ek vervang net vir x, want hy sê klaar, y is gelyk aan. So ek skryf dit graag vir myself so uit. X is gelyk aan 1 dubbelpunt, en dan sê ek y is gelyk aan 2 hakkie, en die x-waarde, die eerste ene was 1 gewees, en as ons hom uitwerk, kry ons 0, so daar is my eerste y-waarde van 0, dan sê ons maar net of, x is gelyk aan 'n derde, en ons doen die invervanging, derde minus 2, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 4 op 3, en daar is my tweede y-waarde. En so het ons dan nou uiteindelik vir x en vir y opgelos, gelyktydig, deur eers die een te doen, en dan die ander ene. Moet dit nie probeer meng nie, jy gaan super onsuksesvol wees. Goed, nou die volgende vraag is jou lettervergelyking. Nou jou lettervergelyking vraaggetjie is altyd van kry waardes, vervang dit in nadat jy ietsie gedoen het. Nou kom ons kyk gou wat daai ietsie is. Ok, as ek die vraag lees, hulle sê die formule V is gelyk aan I maal met Z, verteenwoordig die verhouding tussen die spanning en die stroom van impedansie in die wisselstroombaan. En dan sê hulle vir ons mooi, V is die volts, I is die ampere en Z is die impedansie in ohms. Nou vra hulle vir ons vir die eerste vraag. Druk Z as die onderwerp. Nou dit het jy al gesien by 1.2 ook. Dat dit beteken kry daardie letter alleen. Nou goed, as ek dan nou het, gaan weer hier begin, 1.3.1. As hulle vir ons gee, V is gelyk aan I maal met Z.
Nou oké, my Z gaan ek 'n streepie deurtrek, want anders lyk dit dalk later soos 'n 2 vir jou. So hulle sê vir ons kry Z alleen. So dit beteken daai I gaan ek eenvoudig net deel, en dan het ek vir Z stoksel alleen. Dis hoekom die vraag ook net 1 punt tel. So ek het vir jou gesê, kyk altyd hoeveel punte tel 'n vraag om vir jou te lei, hoe baie moet jy doen. Nou die eerste vraag by 1.3.2, hulle gee natuurlik hier vir ons komplekse getalle, so my graad 11s. Hierdie gaan jy nou nie weet nie. In jou eksamen en matrieks, ek wil amper vir jou ook sê dat dit is meestal van die tyd gewone waardes. Nou wat is gewone waardes? Gewone waardes is jou gewone 13 minus 12 getalle, gewone getalle. Hierdie getalle wat hulle hier vir my gee is komplekse getalle. En graad 12 sal weet, ons het komplekse getalle in die jaar gedoen. Graad 11s, jy sal nou nog nie weet wat hierdie is nie, maar jy is welkom om verder te kyk om te sien hoe dit op die ouene van die dag uitspeel. Nou, die eerste ding wat ons hierso sien is die woord toegevoegde. Nou, ek dink toe ek hierdie werk begin het met jou, graad 12, het ek vir jou gesê, toegevoegde is presies dieselfde as die konjugeerde. Dis net 'n ander naam vir hom. Nou, die konjugeerde is die imaginêre gedeelte wat se teken moet verander. So as ek nou I gegee word as 3I, dan beteken dit sy, ekskuus het ek nou met 'n Z begin, ek is nou gewoond om die simbool te maak. As ek nou sy toegevoegde doen, okay, die konjugeerde, dan kom ons nou so 'n streepie mos nou bo aan. So dan is dit I met 'n streepie is gelyk aan minus 3I. Jy kan eintlik maar net vir my dit geskryf het vir 'n antwoord. Hierdie goed is nie nodig nie, ek verduidelik seker nou maar net 'n bietjie langer. So jy verander net sy teken. As dit 'n minus 3 was, en jy moes dit verander het, dan sou dit net 3I gewees het. Wat natuurlik, soos ek nou gesê het, van vrae wat volg op mekaar, veral as die nummering so lyk, as die nommer so lyk, dan gaan ek definitief die vraag gebruik in my volgende antwoord. Okay? Die vraag se antwoord gebruik in my volgende vraag. Nou vra hulle vir ons bereken of bepaal gevolglik vir Z, toon alle berekeninge. So ek gaan hom hierso doen vir ons. 1.2, 3.2. En dan sit nou maar net B. So ons het gekry dat Z is gelyk aan, volgens my antwoord in 1.3.1, dat dit is V op I. Okay? So ek gaan nou invervang die waarde van V, wat gegee is as 4 minus 3I, als op I se waarde, 3I. En dan graad 12, jy sal onthou dat ons mag ons nie met 'n I in die onderkant werk nie. So dis hoekom hulle vir jou van die toegevoegde gevra het. Want jy maal met die toegevoegde of met die konjugeerde om die I aan die onderkant weg te kry. Goed, so as ons die uitmaal doen, dan lyk dit nou so, minus 3I, hakkie 4 minus 3I, als oor minus 9I kwadraat, en nou sal julle weer onthou, die patroon van kompleks. I is mos gelyk aan I kwadraat is gelyk aan minus 1, I tot die derde mag is gelyk aan minus I, en I tot die vierde mag is gelyk aan 1. So ek weet nie of julle nog die patroon kan onthou nie. Ons gaan dit natuurlik weer in vraag 3 ook gebruik, maar vir nou vir die vraag het ons hom definitief ook nodig. Right, so die inmaal hierso gaan plaasvind, dan kry ons antwoorde, ek gaan nou maar hierso so skryf, volg maar net my pyltjies. Dan kry ons nou minus 12I kwadraat, nee, jammer, dit is net I, die kwadraat kom nou, plus 9, en daar is my I kwadraat, want I maal I is I kwadraat. Dit is net soos X maal X, is X kwadraat. Dan in die onderkant sal julle nou onthou, dat ek daar 'n 1 vervang, 'n minus 1. En dan bo die lyn, kom ons kyk, hoe kan ek verder daar vereenvoudig. Daai 9 gaan gemaal word met minus 1. Alles oor, hierdie dingetjie raak net 9. Ok, en dan, natuurlik, omdat hulle gevra het, ons moet al ons berekeninge en goedjies wys, moet ek definitief my
al my berekeninge en goed wys. So, ek gaan die volgende moet doen. Ek gaan sê minus 12i gedeel deur 9, en dan onthou, hierdie plus maal 'n minus raak 'n minus, so dis minus 9 op 9, en dit kan vereenvoudig na, ek gaan die volgorde ook moet verander, nee? Julle sal onthou graad 12 dat 'n komplekse getal word altyd eers die reële deel geskryf, en dan die imaginêre gedeelte. So, omdat die i daar is dit imaginêr, so ek gaan hom aan die agterkant skryf as minus 4i op 3, want dis waarna toe ek kan vereenvoudig, en 9 gedeel deur 9 is net 1. En daar is jou finale antwoord. So ek wil jou gerus stel, graad 12 en 11, dat ons verkies om gewone waardes te gebruik. Want die vaardigheid wat ons hier wil toets is, weet jy hoe om 'n lettervergelyking, die een letter die onderwerp te maak, en dan die tweede vaardigheid wat ons toets is, weet jy hoe om waardes in te vervang en te vereenvoudig. So hierdie was nogal 'n baie moeiliker vraag. OK, as ek nou dink, dan sommer net aan die graad 12's. En dan die laaste vraag vir vraag 1, en dan is dit ook die vraagetjie waarmee ek gaan afsluit. Vir vraag 1 is jou tipiese binêre vraag. OK, ja, jy het jou hele kolommetjie en die hele stelsel en alles daarmee saam, maar as jy jou sakrekenaar kan gebruik, dan gaan jy elke keer al jou punte hierso kry. OK? So as jy jou tabelletjie gedoen het, is dit doodreg, dit werk vir almal, dit is 'n stelsel wat werk, maar die ding is, jy kan 'n fout maak, nee. So, as jy jou sakrekenaar gebruik het, dan gaan jy nou eerstens gaan en vir jou sakrekenaar vra, wat is die binêr vir 110100, en dit sou vir jou uitgegee dat dit 52 is. Nou, hoekom werk ek daarna toe? Wel, daai 2 dae is 'n gewone desimale getal. En hierdie getal hierbo is die binêr. OK? So, dis net 'n bietjie donker, kom ek kies net 'n ligter kleur. OK, so dis jou binêr. So jy wil natuurlik hê die kleure moet met mekaar praat. So ek het nou dit oorgeskakel na desimaal toe. OK, want dit was nou vir my die maklikste en die vinnigste. So 52 gedeel deur 2 is eintlik wat daar nou staan, dan kry jy 26. Maar onthou, 26, soos wat hy hier staan, is desimaal. OK, hy's geel. En hulle het gevra, ons moet dit in binêre vorm vir hulle los. So al wat jy doen is, jy gaan vir jou sakrekenaar vra, wat is 26 se binêr? En 26 se binêr is 11010 basis 2. Ek skryf graag vir jou die stappe neer van hoe om by jou binêr uit te kom. Dit is mos nou jou mode knoppietjie. Mode. En dan gaan soek jy vir base N. Dis opsie nommer 4 by my sakrekenaar, as jy die Pearl White sakrekenaar het, maar as jy nie die Pearl White het nie, jy die pinke, die blaue of die swarte, dan gaan soek jy net vir hierdie funksie, en dan gaan hy staan in desimaal reeds, en dit gaan so aangedui wees, as des. OK, en dan al wat jy doen is, as ek gaan vir hom sê 26, en dan is gelyk aan, en dan gaan hy vir my 'n blou knoppie, 'n blou opsie gee, die blou knoppies, blou knoppie. OK, die blou knoppie wat aandui bin. En dan gaan hy vir my uitskop die 11010. OK, en ek noem dit graag vir jou, as jy net vir my die antwoord gee. Kom ons sê, jy eindig nou net hierso by die antwoord. Jy het geen van hierdie vorige berekeninge gewys nie. Gaan jy albei jou punte kry. Jy sien, hy tel 2 punte, want die vraag sê evalueer. Dit sê nie toon berekeninge, toon al jou stappe, doen dit sonder sakrekenaar. So daarom is die tabel nie nodig nie. OK. Goed. Graad 12, baie dankie. Dit is die slotsom van vraag 1. Ek sien jou in my volgende videoetjie vir vraag 2.